Die jongste begrotingsrede is onlangs gelewer en Henry Botha, 'n finansiële adviseur van Everest Advisory Services, gesels vandag oor watter verrassings daar was en hoe die verrassings verskillende entiteite sal beïnvloed. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, was daar enige verrassings in hierdie begroting wat jy graag wil uitsonder? Ja, is die belasting vir begroting nie maar 'n verrassing nie. Ja. Maar ja, een van die grootste is ons het belastingverhogings glad nie verwag nie. Maar dit het wel ons verras. Jy weet die verhoging op die belastingkerwe en die limite is 'n groot voordeel vir belastingbetalers. Nou wat beteken dit vir die gemiddelde werker? Ja, so die belastingkerwe het met 3.4% verhoog. So iemand wat nou 750% per jaar of 750.000 per jaar verdien, betaal nou ongeveer R3.409 minder aan belasting. Dis nie 'n fortuin nie, maar ek meen in vandag se tyd help elke bietjie sente wat jy ekstra het in jou sak. Absoluut. En gesinne met mediese fondse? Ja, so die eerste twee afhanklikes se belastingkrediet het ook verhoog van R364 na R376 per maand en die addisionele afhanklikes sin ook verhoog van R246 na R254. Dit is klein, maar onthou in my vorige kuier hier by julle het ek vir julle gesê daai aftrekkings wat jy kan kry, daai mediese fonds is een van hulle en jy het nou so 'n bietjie meer wat jy van jou belastinginkomste uitkry, wat die staatsfonds gee, jy weet, na die begrotingsrede. Ja, en dit bied tog 'n bietjie verligting. Nee, definitief. Goed, wat van besighede? So, besighede, maatskappybelasting bly presies dieselfde, is 27%, maar mikrobesighede kry egter 'n hupstoot met 80% op hulle belastingkerwe vir die omsetbelastingstelsel. Ja, so besighede kan nou 'n bietjie meer geld maak en ek dink dit is die omdat ons so van die JSE afval, gaan ons dalk nou 'n bietjie optel omdat daai mikrobesighede nou 'n bietjie, jy weet, 'n hupstoot kry. Ja. Met die belasting verligting. Dan moet 'n mens natuurlik ook vir 'n oomblik stil staan by eienaars van eiendomme. Natuurlik. So dit is 'n baie goeie een hierdie vir my. Ek hou van eiendomsbeleggings. So die kapitaalwinsbelasting het se insluitingkoerse bly dieselfde. Maar die jaarlikse vrystelling het verhoog met 50.000, as ook jou primêre vrystelling het verhoog na 3 miljoen. Dit is lekker as jy nou 'n huisie verkoop om te weet, luister, ek het nou 'n bietjie meer wat ek kan verkoop voor ek daai kapitaalwins moet betaal. Absoluut. Goed, moet ons bekommerd wees oor iets soos BTW of brandstof? Ja, so die BTW bly 15%, so dit is 'n goeie een vir ons. Ja. En dan die registrasiedrempel verhoog van 1 miljoen na 2.3 miljoen en dan die brandstofheffings het egter verhoog, wel is nog steeds hoog, is R4.10 per liter vir petrol. Sjoe. Ja. Goed, mense oor see, wil jy iets daaroor ook sê? Ja, so mense moet versigtig wees om oor see te belê, want die rand lyk onderwaardeer en die moontlike kredietgradering, so opgradering, kan fondse binne Suid-Afrika toestoot. Ja. En wat sou jy sê is jou kernboodskap na aanleiding van alles van al hierdie baie? Ja, so deel? jou finansiële toekoms hang van jou finansiële spaardissipline af, jou spaargewoontes en nie soseer van die politiek in die land nie. Ek meen gebruik die geleenthede wat vir ons gegee word, soos die belastingkerwe wat nou 'n bietjie verhoog word. Jy kan nou meer as 36.000 in 'n tax-free sit, jy mag nou 46.000 in 'n belastingvrye plan sit en jy mag ook dit is basies R3.833.33 per maand. So hy het hom bietjie afgerond in syfers, dit was altyd R3.000 per maand, maar jy kan nou bietjie meer wegsit om jou totale 500,5 miljoen belastingvry uit te kry. Ja. En dan kan jy ook 'n maksimum spaar in 'n uitreaniteit wat vir jou jy weet die 350.000 wat ons limiet was is nou 450.000. So kry daai ekstra inkomstetjie. In ons vorige gesprek het ek vir ons verduidelik, jy weet, wat jy ekstra 'n maand kan uitkry deur net vir jouself te spaar. Want die government sê eintlik vir jou, luister, dankie. Jy gaan nie 'n SASSA geval raak nie. Kom ek gee vir jou 'n bietjie korting. Jy gaan nou meer inkomste kry as wat jy want jy maak vir jouself voorsiening. So alles wat vir jy selfvoorsiening maak, medies, uitreaniteit vir aftrede, al daai goedjies speel 'n rol wat jy daai korting kry. Goed, Hendrik, ek bedoel, almal gaan aan oor die belasting en ons weet dit was baie goeie nuus geweest ensovoorts. Maar is daar enigiets anders wat jou miskien verras het? Yes, ek dink wat 'n groot verrassing is definitief die belasting limite krediete. Ja. Want jy val nou moontlik in 'n ander kerf waar jy daai as jy 750.000 sou verdien, sou jy nou net daai 3.400 verdien het. So dit het my heeltemal verras, jy weet, ons het glad nie belastingverhogings verwag
in terme van hier is 'n goeie positiewe verhoging in terme van limiete, maar ons het gedink, jy weet, ons kan doen met 'n verlaging en enigiets in hierdie land, veral waar ons sien waar inflasie trek. So dit is definitief En ek dink dis juist, ek wil graag hoor wat jy ook hiervan dink, maar dis juist waarom dit so belangrik is en waarom mense jy weet die nuus moet volg en al hierdie verwikkelinge ook moet dophou nie waar nie. Dis presies, ja. Want as jy nie ingelig gaan wees nie, gaan jy nie weet hoe om jou spaarplan aan te pas nie. En dit is nodig om jou spaarplan aan te pas sodat jy soveel as moontlik kan win. Geniet hiervan. Ek meen, en hulle sê ook, jy weet, dit is nie as dit nie seer maak nie. Sny jy nie genoeg diep nie. So sny jou uitgawes sodat jy meer kan spaar. Spaar het twee fasette. Ja. Spaar gaan ook daaroor wat betaal jy en kan ek minder betaal vir dit wat ek betaal. Ja. So wat is die grootste fout wat jy soms sien mense maak? So die grootste fout wat ek sien mense maak is hulle hersien nie gereeld hulle planne nie. Dit wat jy vir jou versekering betaal is nie noodwendig. Jy weet jou huis en jou voertuig, veral jou voertuie. Ja. As ons na versekering kyk. Daai voertuig verloor sy waarde. Kyk, as jy vir hom uit daai dealership uitry, dan sê hy minus. Want dit is wat as jy jou karretjie terugvat, dan sê hulle, sorry meneer, ons gee vir jou nou maar peanuts. Ons wil nog 'n geldjie maak met jou kar uit. Maar dit gaan daaroor jy moet dit hersien want jou waarde vir wat jy verseker is nie meer dieselfde as wat dit laas jaar was nie. Of jy het natuurlik bietjie verandering in jou huis aangebring, jy moet dit verhoog en versekering binne 'n polis kan vir jou meer beteken. Dis klein sekere fasette soos dit en jou mediese planne. Hersien dit gereeld. Daar's verskriklik baie planne daar buite en jy kan vergelykings gaan tref en jy is geregtig op jou vergelykings en jy kan ook bietjie, hulle noem dit shopping. Ja. Jy weet, best net gee my hierdie, wat gee Bonitas my of jy weet, jy kan nie met jou rates vergelyk nie, maar sekere mediese fondse gee sekere tariewe. Dieselfde met versekering. Ja. Gaan doen bietjie na huiswerk, sê maatskappy A gee vir my hierdie, wat gee maatskappy B vir my. Ja, so jy moet jou verskillende opsies so 'n bietjie vergelyk. Dis 'n spaaropsie. So terug te kom by jou begroting. Ons het ongelukkig nie meer tyd nie. Jy gaan maar net weer moet kom kuier. So ons sal weer daaroor gesels, maar ek dink daarom sal ek ook mense aanmoedig om gerus 'n draai te kom maak by Everest Advisory Services. Hendrey, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie, waardeer. Goed, nou het ons almal wenke oor hoe om finansiëel te wen. Arnold fokus net hierna op skolesport, so maak seker jy bly ingeskakel vir daardie interessante gesprek wat nog gaan volg. Ons sien julle nou weer.